Mense, wat is nou besig om in die wêreld te gebeur? Met die wêreldekonomie. Jy kan maar sien wat gaan gebeur. Jy gaan sien wat gaan gebeur. Dis op pad. Dit lê vir ons voor. Dit gaan kom. En dit gaan in intensiteit toeneem. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood, en pes, en deur die wilde diere van die aarde. Dit is wat gaan plaasvind. In hierdie 7 jaar tydperkperiode, gaan ons hierdie dinge sien. Is hy daar? Of gaan hy nie daar wees nie? Waar gaan u wees as hierdie dinge gebeur? Nou vanaand wil ek het met u gesels net vinnig oor hierdie perde, wat gaan kom, die eerste klomp seels wat oopgemaak is, wat die Here vir ons wys, hoe dit gaan begin hierdie 7 jaar, en ek kan ons sien wat in die wêreld besig is om te gebeur, en ons kan dit gaan identifiseer. Nou vriende, ek wil vir julle lees, 2 Tessalonisense 2, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Wanneer is dit? Dis wanneer die Here Jesus sy kinders kom haal, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord, of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Ons gaan môre aand gesels ons met u oor die afval in hierdie wêreld, wat reeds besig daar is om te kan sien. En ek kan dit sien, dis daar. En hierdie afval gaan in intensiteit toeneem. In daai 7 jaar gaan dit goddelooslik wees. Maar daai goddeloosheid sien ons nou al, in ons tyd kan ons dit al raak sien. Vers 5. Althans vers 6, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. En dan vers 7, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is, en luister baie mooi, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Vers 11, althans vers 10, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Die verborgenheid van die ongeregtigheid is alreeds aan die werk. Met ander woorde, die wit perd, hierdie koninkryk wat gaan wees, die 10 konings, en wat hulle mag oorgee aan die antichrist, is alreeds aan die werk. En ek kan agter die skerms vanaand gaan kyk, wat is in die wêreld aan die gang, wat die woord van God vir ons sê, is hier, aan die gang. Nou wil ek het vanoggend vir net 'n voorsmaakie gegee. Luister, wat sê die manne? Hier is George Bush is hierso op, Bill Clinton, nou het ek die ander man se naam vergeet, sê weer, Breer is nie, kom ons luister mooi wat sê hulle mense, luister mooi wat sê hulle praat van 'n nuwe wêreldorde, dis klaar beplan, dis jare terug al beplan, ek gaan vanaand net vinnig vir julle wys, van wanneer af het dit al beplan geraak, luister mooi. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. There's a need for a new world order. To carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. Who will stop at nothing to own every ounce of gold, every drop of water, and every blade of grass on planet Earth. The United Nations, which they founded and control, has clearly stated its goals of establishing a new world order, a UN standing army, and a global taxation system.
What would life be like in this world empire with one world religion, one world army, one world economy, one world court, one world media, one world government, and one world dictator? What the public doesn't know is that Karl Marx's Communist Manifesto and the Russian Constitution have been built into the UN Charter, and that the New World Order will be a communist world order. Peace on earth will be a forced peace in which citizens will have no rights. No right to bear children without approval, no right to travel without authorization, no right to own private property, no right to privacy, no right to bear arms, no right to protest, no right to receive an inheritance, no right to choose an education or a job or even a place of residence, and worst of all, no right to live. Hoor u wat sê hulle? 'n Nuwe wêreldorde is op pad. Ons gaan nou vir u nou meer na vandag. Daai was in die 90's, in die jare 90's, wat hulle dit gesê het.